Hallo my liewe mens, Benham Francis en jy en Jesus en dit kan net altyd 'n goeie gesprek wees. Welkom, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons het so rukkie terug gepraat oor verhoudings, huwelike, verhoudings voor die huwelik, na die huwelik en baie navraag gekry en gesê, maak 'n reeks daaroor en ek bid nog en ek dink nog en ek wil my nie sommer inlaat by goed wat ek dalk nie so slim is wat ek dink ek is nie. So ek sal bly wees as jy vir my sê ja, doen dit of bly liewer maar by die goed wat jy beter verstaan en dan sal ek bly wees as jy vir my 'n paar goed gee waarmee jy sukkel. Ek sal nooit jou naam noem nie. Vandag is 'n bietjie sensitief. Maar ek dink dis een van die gevaarlikste instrumente in die duiwel se hand en een van die moeilikste goed waarmee ons elke dag te doen het. En ek gaan net een vers vir jou voorhou en dit is Efesiërs 5 vers 18. Miskien moet ek 17 ook lees. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Verstaan wat God se wil is. En dan vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid wat maar word met die Gees vervul. Moenie dronk word van wyn nie. Dis een van die ergste toksiese middels in die wêreld is drank. En hy's reg oor die wêreld is hy goedgekeur en dis deel van om sosiaal te wees en is deel van lewenswyse. Jy kan nie eet as jy nie wyn drink nie. Jy kan nie partytjie as jy nie 'n paar doppe in dit nie. Jy kan nie braai sonder 'n pint nie. Ek gebruik net daai woord pint. Dit is so mooi hoe die ouens in Engeland dit sê, give me a pint. Ja, drank is 'n ewel. En geen ou in die lewe wat vandag 'n boemelaar op die straat sit, uit sy huis, uit sy vrou, uit haar man, uit hulle kinders, uit hulle huis, uit hulle geld, uit hulle besigheid, het een oggend opgestaan, yskas toe geloop, 'n bier uit die yskas gehaal, brandewyn en coke, en besluit hulle wil alkoholist wees nie. Niemand. Alkoholiste sal vir jou sê, maar ek is nie alkoholist nie. Ek is 24 uur van my lewe dronk, maar ek is nie alkoholist nie. Ek kan jou baie gebeurtenisse vertel van hoe mense alkoholiste geword het, per ongeluk. 'n glasie wyn 1 keer 'n week, toe 1 keer 'n dag, toe 2 glasies 'n dag, toe 3, toe 4, toe 'n brandewyn 'n dag, 'n week, en toe 'n dag, en toe elke dag, en toe hulle weer kan kry as hulle verslaaf. Inteendeel het ek 'n boemelaar begrawe, Apie, en by die begrafnis het die pragtigste vrou en 2 kinders daar aangekom, en ek het gedink hulle is by verkeerde plek, en toe sê hulle nie, ons soek pastoor Ben Loubser, en ek sê, maar dis ek. Hulle sê, ons is hier vir die begrafnis. Ek sê, Apie se, hy's 'n boemelaar wat in 'n squatterkamp gebly het. Sy sê, dit was my man, dis my kinders se pa. Pragtige mense. En hulle vertel hierdie hartseer verhaal, wat begin het met 'n sosiale drankie by 'n besigheidsete. My liewe mens, God sê, moenie dronk word nie. Word dronk van die Heilige Gees van God. En ek kan dit nie oorbeklemtoon nie, en as jy navraag het, as jy meer wil weet, stuur my 'n WhatsApp, en ek gaan probeer jou vrae antwoord. Maar ek wil vandag vir elke jong mens sê, ek wil vandag vir elke ou mens, middeljarige sê, vir elke ou mens sê, jy's nooit te jonk, te slim, te besig, te oud, om te verval in alkoholisme nie. Ek praat met 'n jong man van 52,
Hy kom wonderbaarlik tot bekering. Hy drink nie 'n drankie nie. Hy is totaal vir 3 jaar skoon. Hy wil nooit weer drink nie, maar hy sit en huil en ek sê, hoekom huil jy? Jy het jouself oortuig, jy het jouself bewys. Hy sê, weet jy wat, ek het begin toe ek 18 is. Nou is ek 52. Ek is 3 jaar skoon. Dis 20, 30, 40, 50, 30 dae van my lewe is weg. Ek kan dit nie terugkry nie. Dis vir ewig weg. Oor ek verval het in alkoholisme. Dis vir ewig weg. Ek kan nie my kinders se skooldae onthou nie. Ek kan nie hulle sport onthou nie. Ek kan niks van hulle onthou nie. Ek kan nie onthou wanneer was ek en my vrou gelukkig nie. Ek kan nie eens onthou wanneer is ons geskei en hoe lank het ek alleen gebly nie. Drank het my lewe verwoes. 'n Jong vriend van my sê eendag vir my, ek het baie foute gemaak in die lewe. Daar's een fout wat ek wens ek kan herstel. Ek wens ek kan dit erase uit my lewe uit. Ek sê, wat is dit? Ek dog is iets verskrikliks. Hy sê dat my kinders my ooit dronk gesien het, terwyl ek in die gang lê in opbring van te veel alkohol, en my kinders oor my moes klim badkamer toe. Ek wens ek kan dit uit my brein, uit hulle brein uittrek. Ek kan nie. Wat kan ons doen? Ons moet ophou drink. En moenie sê net 'n soopie nie. My ouma het drank gehad en daarmee gaan ek afsluit. Dan sê ek, dan van my familie en my vriende het baie gedrink. Ek het deur die genade van die Here nie gedrink nie. Want moenie dink dit kan jou nie oorkom nie. Dit kan enige mens oorkom. En dan sê, nee maar ouma, dit was net 'n doppie. Dan sê maar, dit was nie 'n dop nie. Jy het gesuip. Dan ryk sy hom net. Dan het hy regtig net 1 bier gedrink, maar sy ryk het op 'n myl. Jy het gesuip. Jy's nie goed oor jy vandag hier sit en sê ek drink nie, of ek het gedrink en opgehou. Dis genade van die Here. Maar jy moet vandag jou genade vat. Here, in die naam van Jesus Christus wil ek my genade vat. Ek wil dit weer vat. Ek wil dit oor en oor vat. Here, dankie dat ek nooit verval het nie. Maar help my dat ek nooit in alkohol sal verval nie. Here, en elkeen wat vandag hierna luister, hierdie ding sal aanstuur na al hulle dronkpelle toe. Here, en ons is nie hier om te oordeel nie, ons is hier om te sê, ek wil vir jou bid. Gee my jou hand, kom ons vat die hand van Jesus Christus, kom ons word dronk van die salwing van die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir almal wat ingeluister het, asseblief stuur dit aan, gaan soek ons op Facebook en YouTube, en dan is daar daai rympie van like, subscribe en follow en stuur aan, en as jy hierdie boodskappe wil kry op WhatsApp, stuur net vir my, plaas my op WhatsApp, ek doen dit met baie liefde. Die Here seën u, baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus is Lig Gemeente in Eastville, Pastoor Roan Marie. Die Here seën u. Amen.